Welkom by nog 'n aanbieding van Dirk E-Teacher, Dirk E-onderwyser, met idees direk uit die klaskamer en media vir die klaskamer. Homofone, 'n geïllustreerde gids met oefening en memorandum deur Dirk Coetzee. Illustrasies gegenereer deur middel van Microsoft Designer. Die vertelling het ten doel om leerders met leesprobleme te ondersteun. Die woord homofone is van Grieks afkomstig en is 'n samestelling van homos, dieselfde, en phonos, klank. Dieselfde klank, maar verskillende spelling en betekenis. Ons eerste voorbeeldsin hier. Lei, L-E-I, en lei, wat swaar kry beteken. Jy sal hoor dat dit dieselfde klank het. Ons moet die onderskeiding leer. Dis iets wat jy eenvoudig maar moet studeer en leer, sodat jy die spelling nie verkeerd kry nie, en nie verkeerd kommunikeer nie. As jy verkeerd spel, dan miskommunikeer jy. Dit beteken, dan kom dit verkeerd oor. So, lei, L-E-I, gaan voor, en L-A, swaar kry. Die sin is, hy lei sy troepe, sodat hulle nie alleen lei nie. Hier het ons vel met 'n F en vel met 'n V. Al twee klink presies dieselfde. Die son brand fel of skerp op sy vel of huid. Ons is die bond, vereniging van die bond of veelkleurige katte. Bond met 'n D aan die einde is 'n vereniging en bond met 'n T aan die einde het te maak met veelkleurigheid. Sy brei. Dis die manier, die uitspraak van iemand, dit is hoe iemand praat. Wanneer ek 'n r sê, soos wat ek dit nou doen, dan word dit brei genoem, B-R-I. So dit het met uitspraak te maak, B-R-I is uitspraak. Wanneer jy met naald en gare werk of wol wil maak, dan brei jy met penne en wol, en dis B-R-E-I. Die sin is, sy brei wanneer sy die steke tel, terwyl sy brei. Fiets en fiets. Fiets met 'n F het te maak met die ryding. En fiets met 'n V het te maak met, gewoonlik word dit van 'n meisie of 'n vrou gesê, sy's fiets of deftig aangetrek of sy's aantreklik. Die sin is, die meisie op die fiets, die ryding met 2 wiele, lyk fiets of deftig. Feit, F-E-I-T en F-I-T. So, feit, F-E-I-T, is waar, iets wat as 'n feit aanvaar word, en feit met 'n Y, 'n lang Y, soos julle sal sê, is 'n sweer, of iets wat baie seer is. Gewoonlik is 'n feit aan 'n vinger, is verswering wat aan 'n vinger is. Die sin is, dit is 'n feit dat 'n feit seer is. Leer maar die spelling, dis baie belangrik. Sy gaan die fonds met 'n V, en die tweede een is, vir haar skoolfonds gebruik. So, fonds, die eerste ene met die V, is verbind met iets vind. Dis maklik om dit te assosieer. En fonds met 'n F, dit het met geld te doen. So, die sin is, sy gaan die fonds vir haar skoolfonds gebruik. Ons kyk na pyl en pyl. P-E-I-L is om iets te bepaal. Dit kan 'n gemoed wees, dit kan 'n fisiese aksie wees. Pyl, P-Y-L, is 'n projektiel met 'n skerp punt. Die sin is, dis moeilik om te pyl hoe hoog die pyl sal gaan. Haal, H-A-E-L, ysballetjies, en H-A-A-L, inbring. Die sin is, die kinders het die haal gaan haal. Luid en luid. Luid wat hard beteken, L-U-I-D, en luid wat 'n snaarinstrument is, luid met 'n T. Die sin is, die mense juig luid, terwyl Ivan die luid bespeel. Nou is dit jou beurt. Hier is 'n oefening. Onderstreep die korrekte woord tussen hakies. Nou hierdie prente sal jy nie herken van vorige bladsye of vorige skyfies nie. Hulle is almal nuut.
So dis 'n voortsetting van die oefening. Nou wat jy moet doen hierso is om die regte ene van die twee wat tussen hakies staan te onderstreep, want daar's net een korrekte vir elke stel hakies. Die meisies in die ry of ry staan in die voorste ry of ry. Nommer 2. Die ryer of ryer bedreig die fietsryer of fietsryer. Nou, hier is dit belangrik, fietsryer is gewoonlik 'n samestelling, maar terwille daarvan om ryer en ryer apart te kry, het ons dit geskei. Vraag sin nommer 3. Die syne of syne is syne of syne. 4. Pedro ski met styl of styl teen die styl of styl berghang af. Nommer 5. My swaar of swaar dra baie swaar of swaar. Vaal is gewoonlik die kleur grys. Maar vaal kan in 'n figuurlike sin ook mismoedig beteken. So iemand lyk 'n bietjie vaal, dit beteken hy het nie soveel kleur op sy vel nie, of iemand is dalk siek. Maar in hierdie geval verbind ons dit met slegte nuus. So vaal hier met 'n F is om te misluk, om nie te slaag aan jou doel nie. Nommer 6 dan. 'n Mens lyk vaal of vaal as jy sien jy faal of faal. 7. Anja staan 4 of 4 terwyl ons haar oorwinning 4 of 4. So daar's twee woorde. Hulle is nie dieselfde nie. Hulle klink dieselfde, maar hulle het verskillende betekenisse. 4 met 'n V en 4 met 'n F is nie dieselfde nie. Dis vir jou om uit te werk hierso watter een die korrekte ene is, gaan daarvoor. Nommer 8. Ek het so 'n bietjie hulp vir jou hier ingewerk. As jy onderste bo kan lees, dit is maar so vir prettigheid gedoen. Force is kragtig, force met 'n F. Dink aan force in Engels. En force met 'n V is 'n regeerder. So dit is maklik om hier uit te werk watter ene is watter ene. Die force vertoon force. Nommer 9. Ek eis die regte roomys. 'n Gewone samestelling, dis hoekom ek die koppeltekens daar ingesit het, maar in hierdie geval wil ons eis en eis apart kry. So, ek eis die regte roomys. Nommer 10. Terwyl die beeste om my wy, sal ek tyd aan my leeswerk wy of wy. Ek wil vertrou dat jy die verskil ken. Dis nou tyd om jou antwoorde te merk. Asseblief, moenie hier kom voordat jy die vorige gedeeltes self klaar probeer het nie. Daar's meer waarde daarin om alles self uit te werk of te probeer uitwerk as om alles doodgewoon te kopieer. So, nommer 1 se antwoord, die meisies in die ry, R-E-I, dis 'n koor, 'n ander woord vir 'n koor, staan in die voorste ry, soos julle nou ken van skool af. R-Y bedoel. Nommer 2. Die ryer, R-E-I-E-R, bedreig die fietsryer. Dis ook 'n samestelling, maar ons het dit verdeel hierso om dit apart te kry sodat ons ryer en ryer kan vergelyk. So ryer kom van die tweede ryer, kom van fietsry af. Is mens wat ry is 'n ryer, R-Y-E-R. Nommer 3. Die syne is S-E-I-N-E, is syne, S-Y-N-E. So, die eerste ene is 'n tipe sein wat iemand gee. Dit kan 'n handsein wees, dit kan 'n rooksein wees, soos in die ou dae gemaak het. Dit kan 'n vuur wees wat iemand aansteek om mense te stop of te waarsku. Dis wat syne is. Die tweede syne is doodgewoon iets wat aan hom of iemand anders, 'n manlike persoon, behoort. 4. Pedro ski met styl. Hierdie styl kan enige styl wees. Stylvol aangetrek of stylvol werk of wat ook al dit is 'n bepaalde tipe
goeie voorstelling. Pedro ski met styl, S-T-Y-L, teen die styl berggang af, S-T-I-L. My swaar is swaar. My swaar, S-W-A-E-R, dra baie swaar, S-W-A-A-R. Hier is die vorige wenk weer herhaal, en nou was dit maklik om uit te werk wat die ene moet wees. So 'n mens lyk vaal, V-A-A-L, dis 'n kleur, of dis 'n voorkoms, as jy sien jy vaal. Dink maar in Engels fail, met 'n F, F-A-A-L, faal. 7. Anja staan 4, dit beteken trots en regop, terwyl ons haar oorwinning vier, met 'n V. Hieronder as jou nota, 4 is gelyk aan trots. Die vors regeerder vertoon vors met 'n F. Jy het reeds die wenke gehad, so dit glo ek was maklik voor die hand liggend vir jou. Nommer 9. Ek eis, dis om 'n sterk voorneme te vra en jou saak vas te maak. Die regte room eis, enigiets wat gevries is, eis. Nommer 10. Terwyl die beeste om my wy, is W-E-I, dis wat diere doen, wat gras vreet, sal ek tyd aan my leeswerk wy. Dit kan enigiets wees wat jy jou aandag aan wy, wat jy aandag aan gee, sterk aandag aan gee. So, W-I is om jouself toe te wy aan iets belangrik. En dis dit. Baie dankie vir jou saamkyk, luister en deelname. Vir skriftelike inoefening klik hierdie skakel onderaan die video. beinthere.co.za PDF packages. Elke PDF is op een van hierdie video's gebaseer. Kyk na die video nommer bo aan die PDF werkstuk, waar die werkstukke nou heen verwys word. Herspeel die video as jy meer hulp nodig het. Vir soortgelyke en ander video's, klik die YouTube skakel hier van Dirk e-Teacher Playlists in die description onder die video. Baie dankie, mooi loop!